Goeiedag, ek is Bertie Brits en ek is hier om die goeie nuus van God se onvoorwaardelike liefde vandag aan jou te verkondig. Baie dankie dat ek by jou aan huis kan wees vandag en dat ek deur hierdie medium van kruiskyk by julle kan kom en net hierdie boodskap van oneindige, goeie liefde van God teenoor die mens aan julle kan verkondig. Dit is ons 5de uitsending in die reeks van die plek van liefde. Hoekom ek dit die plek van liefde noem, is baie mense weet nie waar moet hy gaan om liefgehet te voel nie. Die plek van liefde is die klaargemaakte werk van Jesus Christus. En solank as wat ons staan in daardie klaargemaakte werk van die Here, staan ons in 'n plek waar ons liefgehet en aanvaar kan voel. Jy weet, 'n kind, as jy moet vat, jy het kinders, 'n kind wat verwerping ervaar, kan net nie presteer soos 'n kind wat aanvaar word nie. 'n Kind wat 'n fout maak en die pa slaan hom met die vuis in die gesig en skop hom. Weet jy, daai kind sal nooit presteer soos 'n pa wat liefdevol opgetree teenoor sy kind nie. Jy weet, baie keer dan dink ons weer die Here wil ons tugtig en die Here wil ons straf en al daai tipe van goed. Ja, die Bybel sê in Hebreërs dat hy tugtig die wie hy liefhet. Maar hoe tugtig God ons? Hy tugtig jou nie om vir jou kanker te gee om jou 'n les te leer nie. En hy tugtig jou nie deur vir jou deur 'n swaar tyd te sit om jou te heilig nie. As God mense moes tugtig deur swaar tye en siekte en so, dan sal die wysste mense van die arm Ethiopiërs gewees het wat besig is om te krepeer. En hulle sou sendelinge gestuur het Amerika toe. Wie swaar tyd leer jou niks. 'n Swaar tyd is eintlik ontwerp om dit wat God gesê het van jou in twyfel te bring. God gebruik nie 'n swaar tyd om jou iets te leer nie. God gebruik nie siekte om jou iets te leer nie. Weet jy, as siekte jou iets leer, dan moet ons dadelik ophou om medikasie te gee aan mense in hospitale sodat hulle kan leer wat God hulle wil gee en hulle huis toe stuur sodat hulle in die wil van God kan kom en gaan leer by die huis. Hoekom wil hy nou gesond word om dan nou uit die wil van God te kom? Jy weet, mense baie keer glo ons sulke snaakse goed van God want ons besef nie hy's 'n God van liefde nie. God is 'n God van liefde. God is 'n God wat omgee. Baie keer kan 'n mens sê, ja, maar wat van Job? Maar wat van Jesus? Weet jy, ek het nie 'n verhouding met die Vader deur Job nie. Ek het 'n verhouding met die Vader deur Jesus Christus. Dit is hoe dit werk. Weet, Job het gelewe onder die ou verbond in elk geval. En ons lewe nou in 'n Nuwe Testament wat geskryf is volgens die verbond wat Jesus het met die Vader namens ons. Dit is so eenvoudig soos dit. So ons is ingeënt in die verbond wat is tussen die Vader en Jesus. Dis hoekom dit 'n ewige verbond is. Jesus kan nie die verbond breek nie. Ek sal eers 'n sondaar genoem word wanneer Jesus sondig, want ek is in hom. As Jesus moet sondig in die hemel, dan sal ek 'n sondaar word. As Jesus in die hemel moet ongehoorsaam wees, sal ek ongehoorsaam wees voor die Vader. Maar as ons in Christus is, solank as wat Jesus gehoorsaam is, waar hy sit aan die regterhand van die Vader, solank as wat Jesus heilig is, solank as wat Jesus rein is ek rein. Want ek is in hom. Is dit nie wonderlik nie? Weet jy, of ek aan dink, ons weet die Here toets ons. Nee, die Here sit my deur hierdie toets om my nou iets te leer. Nee, die Here toets ons nie. Die Here toets ons nie. Onder die wet was ons getoets, want daar was 'n standaard waaraan ons moes voldoen. Dan moes daar getoets word of jy voldoen aan die standaard. En Jesus was getoets en versoek namens ons. God toets ons nie. Die Bybel sê in Jakobus 1 dat God versoek niemand. En die woord versoek word uitgeruil met die woord toets in daardie selfde hoofstuk in Jakobus 1. So vir jy dink ons die Here toets ons en beproef ons en hy wil nou eers kyk as jy goed genoeg en as jy nou nie gekwalifiseer het nie, dan gaan jy hy toets nou maar weer skryf en weer oorskryf en al daai mense, dis 'n klomp nonsens. Ons moet kom op 'n plek waar ons besef, maar God het my lief. Dink 'n bietjie, ek besluit môre nee, ek toets my vrou. Jy weet, ek ry met die kar en ek laai haar sommer af hier in die middel van nêrens. En die son is 40 grade Celsius, of dit is bitterkoud buite, ek los haar daar buite, en ek sit nou in die kar met die air conditioning is nou aan, ek sit nou lekker in die kar, sy sit daar buite in die son en brand. En as iemand daar stop en sê, wat gaan aan hierso? Hoekom laai haar nie in nie? Sy smeek hier van die buitekant af, help my. Jy weet, en ek sê, nee, ek toets haar, en ek bou verhouding. Wie mense, ons het baie keer sulke belaglike idees van wie die Here is, en dit is ook maar net gebore vanuit onkunde. Ek het daar self goed gepreek en ook vanuit uitgedink. Maar en dit was maar uit onkunde en vanuit 'n wettiese oog van wie God is, maar toe ek ontdek wie die Vader is, vanuit die klaargemaakte werk van Jesus, toe besef ek hoe belaglik dit is en hoe mens nie verhouding kan bou met 'n persoon wat jou die heeltyd nou moedswillig deur swaar tye sit. Die baie keer dink ons, nie die Here sit met deur swaar tyd om my te reinig.
Nee, die Bybel sê dat in Johannes 15 sê hy snoei en hy maak skoon. Hoe? Vers 3 sê, julle is nou reeds rein of gesnoei deur die woord wat ek tot julle spreek. So hoe tugtig die Here ons? Deur sy woord. Hoe die Here die mense in Korinthe getugtig wat in oorspel was? Deur Paulus wat 'n brief geskryf het vir hulle. Dis hoe hy hulle getugtig het. So God tugtig ons deur sy woord en baie keer as ons die goeie nuus preek, dan voel jy miskien 'n bietjie ouch, eina, jy weet ek was miskien 'n bietjie wetties of ek was miskien 'n bietjie hier van die pad af en so en hier kom 'n man nou en hy preek hier op die televisie hierdie goeie nuus van geen veroordeling en so en ek voel nou 'n bietjie getugtig. En weet jy wat? Daai tugtiging is nie lekker nie. Die Bybel sê dis nie lekker om getugtig te word nie, want elkeen van julle wat dit luister, wat miskien as jy 'n predikant of so wat dit geluister het, wat ook gepreek het soos wat ek nou net gesê het, nie die Here toets jou en die Here beproef jou en wat ook al. Nou word jy getugtig, nou voel jy maar eina. Die Bybel sê tugtiging is nie lekker nie, maar omdat God jou liefhet, tugtig hy jou. En hy tugtig jou met hierdie goeie nuus. En die rede hoekom dit seer is omdat jy opreg is in jou hart. En jy wil in opregtheid regtig heilig lewe voor die Here en jy wil die ding reg doen. Nou kom jy met daai opregte hart en nou was jy opreg verkeerd en dis eintlik die seer ding. So ek wil jou bemoedig, moenie laat die tugtiging jou maak dat jy dit nie wil ontvang, die goeie nuus nie. Dis die goeie nuus van God se liefde waar hy jou aanvaar en vir jou lief is. Amen. Ons is besig in Jesaja 54. Ek gaan net gou oopmaak daar. Dan gaan ek na Hosea toe. Jesaja 54. Julle kan so lank oopmaak in Jesaja 54 as jy Bybel by jou het. As jy nie het nie, maak nie saak nie. Jy hoef nie met 'n Bybel voor die TV te sit, voor die TV te sit nie. Jy mag verskoon die Afrikaans en die Engels wat ek so meng. Jy weet ek preek baie meer in Engels as Afrikaans. Jy hoef nie met 'n Bybel daar te sit nie, want al die skriffies gaan op die skerm opkom en dit is nie verdraai nie, dit is presies hoe dit is. Amen. Ek wil graag in Hosea lees. Ons gaan in die Engels lees en dit sal ook dan nou in die Afrikaans vertaal word vir op die skerm. Hy sê ek dink dit is vanaf vers 7-8, hy sê, my people are hell-bent on leaving me. They pray to God Baal for help. He doesn't lift a finger to help them. But how can I give up on you, Ephraim? And how can I turn you loose, Israel? How can I leave you to be ruined like Admah, devastated like luckless Zeboim? I can't bear to even think such thoughts. My inside turn in protest. And so I'm not going to act on my anger. I'm not going to destroy Ephraim. And why? Because I am God and not a man. I am the Holy One and I am here in your very midst. Man, is dit nie wonderlike goeie nuus nie. Hy sê hierso, hy sê, my mense is deur die hel beïnvloed om van my af weg te gaan en hulle gaan aanbid Baal wat hulle nie help nie. Hy sê, maar, hoor hierso, hy sê, en Baal lig nie eens 'n vinger om hulle te help nie. Dan sê hy, maar hoe kan ek opgee op jou, Ephraim? Jy gaan aanbid ander gode, maar hoe kan ek opgee op jou? Hy sê, hoe kan ek jou los om verwoes te word, soos Zeboim, ek weet in die Afrikaans van dit nou nie. Hy sê, I can't bear to even think such thoughts. Ek kan nie eers dink, ek kan dit nie dra om sulke gedagtes om jou te verwoes, eers in my toe te laat nie. Is nie wonderlik nie. Hy sê, ek gaan nie in daai woede optree nie, en hy het daai woede gevat, en hy het dit op Jesus uitgestort. Dis wat hy gedoen het. Dit wat jy verkeerd gedoen het. As God kyk na jou, dan dink hy sê, kyk wat doen hy. Maar weet jy wat? Ek kan nie eers die gedagtes toelaat binne in my om te sê, kom ek, laat hulle maar verwoes nie. Nee. Hy sê, ek gaan jou nie verwoes nie. En hoekom nie? Want ek is God en nie 'n mens nie. Ja, weet jy, die mens sal nog sê, ja, hy Piet wil nie hoor nie, en omdat hy nie wil hoor nie, moet hy voel. Soos Dawid, die engel kom by Dawid, en Dawid het gesondig, en hy die volk getel, en hy kom by hom, hy sê, Dawid, jy moet kies, jy kan geoordeel word deur God, of jy kan geoordeel word deur die mense, en die mense sal kom en jou verwoes, en God sal kom en jou verwoes. Deur wie wil jy geoordeel word? En Dawid sê, ek sal eerder deur God geoordeel word, as deur mense. Hy sê, want by God is nog barmhartigheid, maar nie by 'n mens nie. Die mense, as ek het sê, wil ek so my heel. Want by God is nog barmhartigheid. As ek vandag geoordeel moet word, deur mense, of deur God, dan sê ek vat God. Ek vat God 1 miljoen keer
God, you judge me. Because people does not have mercy, but with God there is mercy. Met God is daar barmhartigheid. En ek wil hê ons moet ons harte oopmaak en sê, Here, by U is barmhartigheid. Weet jy, ons moet nooit dink dat die boodskap van barmhartigheid teen die boodskap van heiligheid is nie. Die boodskap van barmhartigheid is heilig. Dit maak heilig. Weet jy, as jy vat Jerusalem is Israel. Israel is die heiligste land in die Ou Testament gewees. Dan was Jerusalem die heiligste stad. Dink nou aan 'n veerpyltjie bord, né? En daai kringe en dan met die bullseye nou in die middel nou. Die heiligste land in die Ou Testament was Israel. Dan was die heiligste stad was Jerusalem. En die heiligste plek was die tempel. En die heiligste plek van die tempel was die allerheiligste. En die heiligste ding in die allerheiligste was die verbondsark. En die heiligste plek van die verbondsark was die versoendeksel. Die plek van versoening. In die Engels, the mercy seat. In letterlik vertaal, die barmhartigheidstroon. Die plek van barmhartigheid. God het gesê, maak die wet toe met 'n versoendeksel, dan sal ek op die plek van versoening met jou vergader. Is dit nie wonderlik nie? Die heiligste plek, in die allerheiligste, is die plek van versoening waar God is. Amen. So mense, kom ons minag nie die goedheid van God nie. Halleluja. Hy kan nie in sy hart bedink om jou leed aan te doen nie. Hy kan nie in sy hart bedink om met jou te handel volgens jou dade nie. Hy kan nie. Daarom het hy Jesus gebring. Dis hoe die Bybel sê in Hebreërs. Hy sê, onthou, God is 'n verterende vuur. Daai woord verterende vuur, ons is baie keer so bang, hy's 'n verterende vuur. Weet jy, die woord verteer, die Hebreëse woord genees, een van die betekenisse van die Hebreëse woord genees is die woordjie verteer. Vuur praat van God se goedheid. Vir die ou wat onder die wet is dit vir hom 'n oordeel, maar vir die ou wat in genade is, vuur is die goedheid van God. Want in Exodus, die vuur van God het gebrand op die berg en Moses het gesê, wys my daai vuur, wys my daai heerlikheid. Toe sê God, daai heerlikheid is my goedheid. Dis my barmhartigheid, my genade, my lankmoedigheid, my guns. So, hy sê, ontvang wat God jou gee, want hy's 'n verterende vuur, hy is 'n genesende goedheid. Ontvang het van hom, dis wie hy is, hy kan nie anders nie. Dis is om by iemand te gaan wat sy passie is om te kook, kos te kook. En dan sê, ag nee, wat, jy weet, ek sal maar my eie vis en chips saambring. Jy eer nie wie daai persoon is nie. Ontvang die goedheid en die boodskap van sy genade, wat hy jou nie oordeel volgens jou dade nie, waar hy die sondaars seën. Ontvang dit en jy sal sien, want that's honoring God, dis om God te eer. Amen. Ek wil net gou 'n stukkie aanraak in Jesaja 54, dan moet ons by hierdie episode uitkom in hierdie boodskap uitkom in Lukas hoofstuk 6. Jesaja 54 sê hy vers 10 na vers 9. Want soos in die dae van Noag is dit vir my, soos ek gesweer het dat die waters van Noag nie meer oor die aarde sou gaan nie, so het ek gesweer dat ek nie op jou toornig sal wees of jou sal dreig nie. Hy sê daar, soos die waters van Noag. Nou kyk, die verbond wat God met Noag gehad het, is dat hy die aarde nooit sal verdelg in 'n vloed nie. En dit was 'n verbond wat God gesweer het by homself. En hy het gesê, net so sal ek nie, presies net so sal ek nie vir jou oor jou toornig wees, met ander woorde kwaad wees vir jou of jou dreig nie. Nou ek wil vir jou vra, hoeveel keer as jy Bybel lees of kerk toe gaan of TV kyk en 'n boodskap luister, voel jy eintlik gedreig? Jy voel, ja, as ek nie dit doen nie, gaan God nie dit doen nie. Hy dreig my. As jy gedreig voel, dan wil ek vir jou sê, jy is nie in die plek van liefde nie. En ek sê dit nie as oordeel nie. Ek sê vir jou, daar's 'n plek waar jy kan verstaan wat Christus vir jou gedoen het, dat jy, wanneer die naam God genoem word, wanneer die naam heiligheid, wanneer die woord heiligheid, geregtigheid, eerbaarheid, diensbaarheid, wanneer daai woorde genoem word, dat daar nie veroordeling saam met daai woord kom nie. Weet jy, as iemand na my toe kom, en ek is nou 'n paar jaar in die goeie nuus, as iemand na my toe kom en vir my sê, jy weet, ons moet heilig wees, weet jy, dan kom maar 'n blydskap in my op, wat, ek kan nie jou verduidelik nie, want ek is klaar heilig, deur die bloed van Jesus Christus. As ouens kom en sê, reinheid is vir God belangrik, dan sê ek, yes,
Dankie Here. Dit is vir U so belangrik dat U dit vir my kom gee het as 'n gawe. Want as U dit nie gee as 'n gawe nie, mag ek dit dalk nie kry nie. Weet, dit is vir my so belangrik dat mense hierdie boodskappe van my kry, dat ek dit verniet aanbied. Want as dalk 'n ou wat nie geld het nie en dit nie kan kry nie. Maar dit is my belangrik dat hy dit het. Net so was dit vir God belangrik dat ons heilig is, toe kom gee heiligheid as 'n gawe. En hy kom gee geregtigheid as 'n gawe. Halleluja. Dis die goeie nuus van Jesus Christus. Amen. Hy sal nooit jou dreig nie. So ek wil vir jou sê, as jy gedreig voel, wanneer iemand die woord vir jou bedien, is dit een van twee goed. Of hy bedien nie die woord nie, of jy hoor nie wat hy sê nie. Een van twee. So, mense, dit moet goeie nuus wees. Die Bybel sê God is liefde en die Bybel sê God is die woord. So die woord wat verkondig word, moet 'n woord van liefde wees om die woord van God te wees. So eenvoudig soos dat jy sommer die CD moet kry of die DVD en dan maar net terugspeel en weer luister na wat ek nou gesê het. Kom ons gaan gou na Lukas toe. Lukas hoofstuk 6. Dan praat ons net 'n bietjie oor God se liefde. Hoe lief is hy vir jou? Weet jy, as iemand kwaad is vir jou, dan kan jy nie jouself wees teenoor hom nie. As jy weet iemand vind fout met jou, dan kan jy nie jou hart oopmaak teenoor daai persoon nie. En as jy weet as daai ou moet uitvind van jou foute, gaan jy nog straf hom. Gaan jy nog minder jou hart oopmaak. Dis hoekom God is 'n God van liefde en dis hoekom hy sê kom met vrymoedigheid na die troonkamer van genade, waar jy hulp kan ontvang. Weet jy, as jy na Kentucky Fried Chicken toe gaan, jy sê vir hulle, man, weet jy, ek wil uitlaatstelsel vir my kar koop. Wat dink jy gaan hulle vir jou sê? Of sê, meneer, ons verkoop hoender en chips en koolslaai. En as jy bly, as jy wil, dan kan jy 'n stuk brood bygee. Maar dis dit. Jy kan nie by Kentucky vir jou 'n uitlaatstelsel vir jou kar koop nie. En as jy nou daar aanhou en aandring op uitlaatstelsel, dan gaan hulle vir jou sê, jy's mal. Dis hoe dit werk met troonkamer van genade. Wie by troonkamer van genade, dit is 'n troonkamer van genade. Soos wat Kentucky Fried Chicken hoender is, 'n hoenderplek. So is die troon van God 'n genadeplek. Jy kan nie wegkom af van nie. Jy kan nie daar kom en oordeel soek nie, want dis nie daar nie. Dis 'n troonkamer van genade, van barmhartigheid en hulp. En dis dit. Hoor gou wat sê in Lukas 6. Weet nou hardloop ons al uit tyd uit. Hoor wat sê Lukas 6. Hy sê: "Maar ek sê vir julle wat luister, julle moet julle vyande lief hê en goed doen aan almal wat julle haat. Seën die wat julle vervloek en bid vir die wat julle beledig. Aan hom wat jou op die een wang slaan, moet jy die ander een aanbied. Aan hom wat jou bokkleed neem, moet jy die onderkleed nie weier nie. Maar gee aan elkeen wat vir jou iets vra en eis jou goed nie terug van hom wat dit neem nie. En soos julle wil hê dat mense vir julle moet doen, so moet julle ook aan hulle doen. En as julle die liefhet wat julle liefhet, watter dank het julle? Want die sondaars het ook die lief wat hulle liefhet. En as julle goed doen aan die wat aan julle goed doen, watter dank het julle? Want die sondaars doen ook dieselfde. En as julle leen aan die van wie julle hoop om terug te ontvang, watter dank het julle? Want die sondaar leen ook aan die sondaar om net soveel terug te ontvang. Maar julle moet julle vyande lief hê en goed doen en leen sonder om terug te verwag. En julle loon sal groot wees en julle sal kinders van die Allerhoogste wees, want hy self is goed oor die ondankbares en die slegtes. 'n Woord kind in die Hebreëse taal was soos die Vader. En wat die Vader besit, besit hy. Toe Jesus sê hy is die seun van God, toe wil hulle hom doodmaak, want die Bybel sê hy het hom gelykgestel aan God deur te sê hy is 'n kind van God of die seun van God. Net so sê hy hierso. Hy sê, gaan en jy moet jou vyand lief hê. Jy moet die wat by jou steel, gee vir hom nog, want dan sal jy wees soos God. Want hy is goed vir die ondankbares en die slegtes. Halleluja. Lukas 6 sê eintlik vir ons net wie die Vader is. Hy probeer nie so seer vir ons sê wat ons moet doen nie. Hy probeer vir ons sê wie die Vader is. En wat die Vader doen. Wat doen die Vader? Kyk man, as God net die lief het wat hom lief het, wat 'n dank het hy? Wat 'n dank het hy? Want dan sê maar soos die sondaars. Want die sondaars het ook net die lief wat hulle lief het. As God net die seën wat hom seën, wat 'n dank het hy? Want die mense doen dit dan. Is dit nie? Kom ons lees dit weer. En as julle goed doen aan die wat aan julle goed doen, watter dank het julle, want sondaars doen dieselfde. Weet jy, as ons sê nee, God seën net die wat alles reg doen, dan maak ons van hom 'n sondaar. Dan sit ons hom op die vlak van 'n sondaar, want hulle doen dieselfde. Maar God doen ook goed aan die wat sleg is. Kom ons vat dit hierso, ons vat dit in die karaktereienskap van God. Hy sê seën die wat jou vervloek, die wie God vervloek. Weet jy wat doen God met hulle? God seën hulle.
En God kom op vir die wat hom beledig. Aan hom wat julle op die wang slaan, moet hy die ander een ook aanbied. God dieselfde. As jy God sou slaan op een wang, wat dink jy gaan hy doen? Gaan hy nou weerligstrale kom en jou verwoes? Nee, hy gaan die ander wang draai. Jesus was die afbeelding van die Vader, die perfekte afbeelding van die Vader. Toe hulle hom slaan, toe draai die ander wang en sê niks. En hom wat jou boeklet neem, moet jy die onder een ook nie weier nie. Weet jy wat, as iemand jou goed by jou steel, gee hom nog, want dan is hy soos God. As jy by God iets vat, dan gee jy nog. Dis die karaktereienskap van liefde. As jy mens Bertie, maar hoe gaan mense nou kry om heilig te lewe as God selfs goed is vir die slegtes? Wie hoe gaan jy hom kry om heilig te lewe? Deur hom te laat glo dat God goed is vir die slegtes, sodat hy die goedheid van God kan ontvang. En die goedheid van God is sy gees wat in mense kom woon en sy wese wat sy bestaan kom vind in sondige mense en dit bring die lewe van God in hierdie wêreld. Die woord van jy moet al weet dit en jy moet al weet en jy moet al weet dit is teen geregtigheid. Dit bring nie geregtigheid vir mense nie, maar die boodskap wat sê, God is goed vir sondaars, bevestig die wet en maak die wet lewe in die harte van mense, want die wet sê, julle moet heilig wees. En wanneer ons hierdie boodskap ontvang wat sê, God is goed vir sondaars en gee sy gees aan sondaars, gee sy wese aan sondaars, dan bevestig ons die wet en dit wat die wet van ons verlang wat heilig is, kry ons reg in ons lewe en ons word heilig. Deur God wat dit vir ons gee as 'n gawe. Halleluja. Ek lees net weer. Ek hou vir jou nog 'n paar van die goedjies voor van die karaktereienskappe van God. Maar gee aan elkeen wat van jou iets vra en eis jou goed nie terug nie. Aan hom wat iets van jou neem, terug van hom wat dit van jou neem. As iemand vir jou goed steel, gee dit. En soos jy wil hê mense aan jou moet doen, so doen jy ook aan hulle. As jy net die liefhet wat jou liefhet. God het nie net die lief wat hom lief nie, hy het almal lief. Halleluja. Is dit nie die goeie nuus nie? Ek wil hê, jy moet net jou hart oopmaak en sê, Here, U is beter vir my, as wat ek ooit sal wees vir myself. Staan eerder voor die oordeel van God, voor jouself oordeel, want jy sal baie erger op jouself wees, as wat God ooit op jou sal wees. Hy het al jou sonde betaal in Jesus Christus. As jy dit glo, het hy jou sonde weggewas, hy het jou 'n nuwe mens gemaak, hy het jou gemaak die geregtigheid van God, en hy tree teenoor jou op, ooreenkomstig sy optrede teenoor sy seun, wat sit langs hom in die hemele. So min as wat die Vader Jesus sal leed aandoen, so min sal hy jou leed aandoen. So min as wat hy Jesus sal straf, so min sal hy jou straf. Amen. Baie dankie dat julle geluister het na hierdie uitsending. Kry van ons CD's, bestel dit, die Here seën jou en weet net een ding, God het jou onvoorwaardelik lief.